Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hoe gaan dit daar by julle? Ek hoop sommer baie goed. En julle weet wat se tyd is dit? Storytyd saam met Juffrou Blanche. En vandag se storie se naam is Die Nuwe Maatjie. En dit is geskryf deur Marie Tibby en Fabienne Oktra Lambert. Dis 'n vreeslike naam. In Mooihoekbos is dit die eerste skooldag van die jaar. Boeta en sy maat is baie opgewonde om vir Juffrou Slim weer te sien. Hulle het hoope vakansiestories om vir haar te vertel. Vanjaar is daar 'n nuwe maatjie in hulle klas. En toe almal uiteindelik in die klas is, sê juffrou dat hulle nuwe intrekker in Mooihoekbos is. Sy naam is Rof en Beskof en hy is 'n wilde varkie. Oupa Uil dink hy lyk 'n bietjie vreemd. Hansie die wit hasie hou nie van sy ondeugende oë nie. Muishondjie is baie bang vir sy vreeslike slagtande. Niek en Noek kruip sommer onder die tafel weg en hulle bewe. Boeta is opgewonde om 'n nuwe maatjie te hê en hy glimlag vriendelik vir hom. Goeie genigtig, elke keer as Juffrou Slim haar rug draai om op die swart bord te skryf, dan trek Rof en Beskof die vreeslikste gesigte. Wat 'n vaabond, fluister Wesseltjie vir Muishondjie en Juffrou Slim hoor alles. Geen geklets nie, stouterts, raas sy. Die les gaan aan en almal luister aandagtig en werk baie fliks. Almal behalwe een. Rof en Onbeskof vang kattekwaad aan en hy grinnik in sy hoekie. Na skool wil Boeta vir Rof en Onbeskof vra om saam met hom te speel. Die wilde varkie sit op die heining en verslind 'n wafel. Muishondjie kyk droewig na hom, asof die honde haar kos afgevat het. Ek moes my wafel vir hom gee, kerm die arme dingetjie. Hy het gedreig om my vlegsel te trek en hy is groot en sterk en ek is baie bang vir sy slagtande. Arme muishondjie. Boeta het gedink hy het 'n nuwe maatjie gekry, maar hierdie knapie is glad nie so gaaf nie. O nee. In sulke gevalle moet jy altyd met 'n groot mens gaan praat. En hy hardloop reguit na Groot Takbok toe en verduidelik vir hom wat gebeur het. Groot Takbok is baie sterker as 'n wilde varkie. Toe Rof en Onbeskof sy groot horing sien, is hy skielik minder voor op die wa. Groot Takbok is nie gemeen nie. Hy wil eintlik net hierdie klein stouterd 'n bietjie skrik maak. Hier in Mooihoekbos is ons almal maatjies, sê Boeta. Hoekom soek jy so skoor? Rof en Onbeskof kry baie skaam. Ek word oral weggejaag en niemand hou van my nie. En ek weet nie hoe om maatjies te maak nie, huil hy. Wilde varkie hou daarvan om in die modder rond te rol, om van die vlooie en die luise op hulle velle ontslae te raak, verduidelik oupa Uil. Hulle eet akkers en sampioene, en soms iemand anders se eetgoed. Pedro die rateltjie het 'n blink plan. Kom ons hou 'n partytjie om mekaar beter te leer ken. Dit sal baie beter wees as om lang gesigte te trek en nors te wees. Kom ons nooi die wilde vark familie om hulle in Mooihoekbos te verwelkom. En almal stem saam. Natuurlik, sê almal. Wesseltjie werk blomme op 'n tafeldoek met naald en garing vas. Boeta se mamma bak heuningbrood. Hansie bring lekker wortelsap. Niek en Noek bring neute wat in ryspapier toegedraai is. Groot Takbok bring soetbessies en Pedro bring papierlanterns wat hy self gemaak het. Die wilde vark familie daag op
met 'n enorme sampioenkoek. Heerlik. En sien daar, Rof en onbeskof vra vir muishondjie om verskoning en hy het uiteindelik maatjies gekry. Ag, hoe lekker om saam met maats fees te vier. Dit is mos hoe dit werk in Mooihoekbos. Sjoe, hierdie ou seentjie het 'n baie belangrike les geleer, dat as mens rof en onbeskof is, dan gaan mens nie maatjies maak nie, want mens moet altyd mooi speel met ander maatjies en mens moet beurte maak om speletjies uit te dink. Dis nogal 'n baie belangrike ding, dat mens moet beurte maak en dat mens altyd mooi met maatjies moet speel. Nou toe maatjies, tot 'n volgende keer. Arrivederci maatjies. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.